gesels oor kom in posisie en in hierdie week praat ons spesifiek rondom die dooping met die Heilige Gees en wat dit beteken om met die Heilige Gees gevul te wees en gedoop te word met Heilige Gees. Ek het Sondag net so daaraan geraak, hoekom dit so vir sommige van ons so groot uitdaging is om die werklikheid en die beleefbaarheid van die vervulling met die Heilige Gees te beleef. Een van hulle is omdat ons sukkel met 'n teologie wat ons nou met al so 'n stuk pad saam met ons kom en dalk nou weet in ons koppe is en ons dink sekere goeters wat nie noodwendig in lyn is met die woord van die Here nie. Maar ek dink een van ons grootste uitdagings waarmee ons sit is dat ons is so gewoond om met ons vlees en of kom ek laat ek dit anders stel, om uit ons vlees en uit ons siel te lewe. Moet nou 'n bietjie dink net so gou so 'n bietjie. Ons leef uit ons vlees en ons weet dit is met sy begeertes en al sy goeders, maar ons leef ook vanuit ons siel. Ons wil, ons denke en emosies. En dit in 'n groot mate rig ons. Ons kyk na onsself en ons beskou onsself as logiese wesens wat logies dink. So waar dink ek en jy? In my sielmens. So dis die plek waar ons vanuit redeneer en dink. En ons leef nie vanuit ons gees nie. Die geesmens, die werklike jy. Nou as ons werk met die bonatuurlike Heilige Gees. Hy is bonatuurlik. Né? Spreuke in tale, die gawes in die Gees, ek het Sondag daarna verwys, is bonatuurlike goed en wanneer ek daarmee gekonfronteer word, moet ek daarmee deel en is bonatuurlik en ek weet nie altyd hoe en wat om daarmee te maak nie. Maar hier binnekant my is my gees. En die woord van die Here sê vir ons, en ons het daarna verwys nou na teksverse. Hy sê wanneer ek vervul word in die Heilige Gees en ek in 'n taal bid, dan is my verstand wat vrugteloos. Maar ek bid van waaruit? Uit my geesmens uit. En ons stoei daarmee. Want ons is so gewoond om met die siel te werk. Dat ek nie toelaat dat hierdie geesmens van my deurbreek deur die denke en die, ek wil amper sê al die proppe wat ek ingedruk het in my kop in. Jy en ek wil hê jy moet mooi verstaan wat ek vir jou wil sê is, jy moet jouself laat gaan wanneer jy met Heilige Gees werk. Inteendeel, jy moet dit doen met enige bonatuurlike werking van die Heilige Gees. As jy dit nie doen nie, gaan jy altyd stoei, want jy gaan altyd hierdie bonatuurlike werking wil uitredeneer. Jy gaan altyd probeer om Heilige Gees te wil vat en in jou logiese denkpatroon boksie in te sit, waar ek hom presies kan beskryf en verduidelik hoe en wat hy is. En jy en ek kan nie. As julle besig om te hoor wat ek sê, ek hoop nie ek mis julle nie. Dat ek nou iets sê en ek druk myself nie reg uit nie. Verstaan julle wat ek sê?
So een van die belangrikste goeders wat ek en jy kan regkry wanneer ons werk met Heilige Gees is om oor jouself te kom. Jy moet oor jouself kom, jou brein, jou denke, jou logiese beredenering. Solank as wat jy gaan probeer om die werking van God se Heilige Gees te wil beredeneer en sê, ek wil dit verstaan. Alles wat te verstane is hier binne. Dis hier binne. Jy kan dit gaan lees, alles wat God oor die Heilige Gees sê, dis hier binnekant, dis verstaanbare goed. Ek kan woorde lees met my oë, ek kan dit bedink, maar iewerster moet daai goeders na my gees toeskuif. En ek moet toelaat dat hierdie geesmens in my binneste opstaan. Ek glo dat almal wat hier is, en dis sekerlik die rede hoekom jy hier is vanaand, jy's 'n wedergebore kind van God. Okay, dan kan ek nou vir jou 'n eenvoudige vraag vra. Waar is Heilige Gees op die oomblik in jou lewe? Is nie 'n strikvraag nie. Waar is Heilige Gees? Binne in jou. So hy woon klaar daar. Sonder Heilige Gees kan jy nie weer gebore word nie. So Heilige Gees is klaar binne in jou. So Heilige Gees is klaar van binnekant af besig om met jou te werk en met jou te deel. En in die mate wat jy gaan toelaat dat Heilige Gees hier van binnekant af met jou werk, dis die mate waarin jy die vervulling met die Heilige Gees sal beleef. Jy moet hierdie gees van jou oopsluit en die sielgedeelte van jou denke en jou emosies en jou wil net so eenkant sit en sê, man, weet jy wat, jy is daar, ek verstaan jou, en ek weet jy is daar, want sonder jou sal ek nie lekker wees nie. Maar ek het nodig dat my gees hier in my opstaan. I need my spirit. I need my spirit to speak. The Holy Spirit to speak through me. Maar daarvoor het jy jou gees nodig. Dit beteken nie dat iets gaan jou beetpak nie. Dis jou gees kan jou nie beetpak nie. Okay, hy slaap binne in jou, hy is deel van jou. Dis wie jy is as 'n mens. Al wat ek en jy moet doen is net seker toelaat dat hierdie geesmens hier binne in my opstaan. Nou, ja, ons het nie tyd om nou nog daarby stil te staan, ek moet aangaan. Okay, Johannes 7 vers 37 tot 39 sê, en op die laaste dag, die dag van die groot fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hy het dit gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jesus se opdrag aan ons is, as jy dors het, kom na my toe en kom drink. En ek sal vir jou soveel gee, dat jy nie net versadig sal word nie. Dat jy nie net sal sê, my dors is nou geles nie, maar dat daar strome vanuit jou binneste sal uitvloei. En dan sê hy dit daar vir ons duidelik, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sal ontvang wat in hom glo. So met ander woorde, dit wat in ons binneste is, sal uitvloei, en ek het gisterand ook daaroor gepraat. Ek gaan nou nie alles herhaal wat ek al gesê het nie, as jy nie was nie, dan kan jy dit gaan luister. Ja, al die meeste van julle was babetjies. Okay.
een of ander tyd in jou lewe. Wie van julle het babietjies al groot gemaak? 'n Babietjie. Meeste. Hier so 'n paar wat net vir my so kyk. So ek is nog nie daar nie, oom. Okay? Maar ons het 'n babietjie groot gemaak. Almal van ons het al kinders groot gemaak. Wie van julle het al 'n lepel kos gevat, so geskep? En jy bring dit so na Boetie se mond toe of Sissie se mond toe en sy wil nie eet nie. Jy kan maak net wat jy wil. Jy kan dit in die mond sit, dit kom net so weer uit. Is dit nie? Partykeer is dit uit en partykeer loop dit net so uit. Maar as hulle nie wil eet nie, dan wil hulle nie eet nie. As hulle nie wil drink nie, dan wil hulle nie drink nie. Jy kan maak net wat jy wil. Ons sê altyd vir ons kinders, moenie worry nie, as hulle honger is, sal hulle eet. En dis presies waaroor hierdie vers gaan, wat ons nou net gelees het. As jy dors is, sal jy drink. As jy dors is, sal jy drink. As jy nie dors is nie, gaan jy nie 'n slukkie vat nie. Jy gaan net eenvoudig nie, want jy voel dit is nie nodig nie. Jy sien net soos wat jy as 'n ouer nie jou kind dwing om te eet nie. Ek vat nie daai, jy weet vandag het hulle ons het Annelien het altyd nou kossies gemaak. Jy weet, jy maak dit nou en dan maak jy dit fyn en so aan en purity bottles. Julle weet wat's purity. Almal weet dit, né? Dis nogal snaaks, is eintlik baba kos, maar as jy sê purity, weet almal waaroor dit gaan. Okay. Maar daai goed was vir ons nou luxury geweest. So jy het jou eie goedjies gemaak. Nou deesdae kry jy nou 'n squish. Is dit 'n squish? Julle weet mos nou, né? Dis so 'n plastiek sakkie met so 'n botteltjie wat jy afdraai. So 'n top wat jy afdraai, dan is alles daar binne in gesquish. Ek weet nie hoe voel hulle kinders sulke goed nie, maar in 'n geval. Nou jy vat nie jou kind en sê kom hier, Boetie. Druk daai ding en squish hom. Dit sal iewers te ingaan nie. Jy doen dit net nie, want dis nie hoe ons werk met ons kinders nie. Dis ook nie hoe Heilige Gees met jou werk nie. Hy gaan hom nie self op jou afdwing nie. As jy nie dors is nie, gaan jy nie drink nie. En as jy nie wil nie, sal die strome van lewende water nie deur jou vloei nie. Want dis nie wie Heilige Gees is nie. Hy dwing hom op geen mens af nie. Maar net op 'n mens wat 'n oop hart het en sê ek is gewillig en ek is dors. En ek begeer dit. Hy gaan nie homself afdwing op jou nie. Hy gaan nie homself afdruk op jou nie. Dis dood eenvoudig, ek en jy moet hom nooi. Soos 'n babietjie daai begeerte het na die kos, né? Julle weet ook hoe lyk 'n babietjie wat honger is. Né, dis so 'n ronde gesiggie met so 'n groot gat hiervoor. En dan kom sulke geluide daar uit. Miskien moet jy 'n slag so dors raak. Is dit nie? So 'n ronde gesiggie met 'n gat wat net so, né? Okay, so dis belangrik dat ek en jy hierdie dors in ons hart en ons lewens sal hê. So watter dinge het ons nodig om in die Heilige Gees gedoop te word? Ek het vir julle gesê ek in hierdie week gaan ek ons sulke laagies doen. Okay? So elke keer doen ons 'n nuwe laagietjie en ons haal bietjie iets dieper uit en iets anderster uit. En in die eerste plek, ek moet 'n oop gemoed hê vir die ervaring met die Heilige Gees. Nou gaan ek terug na wat ek gister gesê het en wat ek Sondag gesê het. As jy as 'n individu, as 'n mens nog stoei met jou teologie rondom die vervulling met die Heilige Gees. Nou teologie is nie 'n ingewikkelde woord nie. Al wat teologie is beteken hoe jy dit interpreteer. So as jy nog daarmee stoei, dan gaan jy verskriklik baie sukkel om gevul te word met die Heilige Gees. Because you will always be two-mindedness. Jy gaan twee denkraamwerke die hele tyd hê. Dit is vir my of dit is nie vir my nie. Dit is vir my, is dit waar, is dit nie waar nie. Werk dit nie. Dit maak jou wat? 'n dubbelhartige mens.
En 'n dubbelhartige mens ontvang nie. Dis wat die woord van die Here ons leer, is dit nie? Daarom is dit noodsaaklik. En ek het dit gister ook gesê. As jy sukkel met die teologie rondom dit, gaan vat die woord, gaan vat die notas en gaan sit daarmee en sort jou denke rondom hierdie ding uit. Nou asseblief, vergeet alles wat ek gesê het en vergeet alles wat wie ook al oralste al ooit vir jou gesê het en gaan na die woord toe en vra vir Heilige Gees om jou te leer. Dan is daar niks wat kan inmeng met wat jy glo of op die einde van die dag die gevolgtrekking wat jy gaan maak wat God vir ons sê oor Heilige Gees. Ek waarborg jou, jy gaan hom hier binne kry. Want hy het hierdie boek geïnspireer. Hy is hier binne, oralste. So gaan soek hom en sort jou hart uit sodat jy 'n oop gemoed sal hê. En 'n oop gemoed beteken ek glo absoluut 100% dit is bedoel vir my. So dit is wat jy nodig het. Jy moet glo dit is vir my en dit is vir my bedoel. Ons moet die doel van die vervulling met die Heilige Gees verstaan. Nou wil ek dit sommer nou reguit vir jou sê sodat jy mooi kan verstaan. Die doel van die vervulling met die Heilige Gees is nie om in tale te praat nie. Jy hoor wat ek sê? Dis nie die doel nie, dis 'n gevolg van die vervulling met die Heilige Gees. Dis nie die doel om in tale te praat nie. Dis net 'n gevolg en is 'n wonderlike gevolg. So ek moet verstaan wat is die doel van die vervulling met die Heilige Gees. En as ek dit uitgemaak het vir myself, ek is nou al baie lank in die kerk en my hele lewe lank. Okay. As ek in die AGS kerk. Ek het groot geword met dit. Groot geword van kleins af met die Heilige Gees en vervulling met die Heilige Gees. Ek het al so baie dienste bygewoon waar gebid is vir mense. En ek weet daar is op 'n stadium binne in die kerk 'n groot klem gelê rondom die spreuke in tale. En baie keer te veel. Ten nadeel van al die ander goeders wat gevolge is van die vervulling met die Heilige Gees. Ten nadeel daarvan. Met ander woorde, wat ek wil sê is, ek ontken glad nie die beweging van God se Gees in ons hart en die spreuke van tale nie, maar daar's baie meer as net dit. En ek moet dit verstaan, want dan gaan dit nie net vir my om 'n taal te hê om in te praat nie. Dit beteken nie, ek het 'n taal gekry en nou het ek gearriveer nie. Nee, jy's nou maar net, jy weet, jy het net in jou wegspringblokkies gesak nou eers. Die hele pad van hierdie lewe lê nog voor vir jou om te stap. In Acts 1 verse 8 he says, but you will receive power. Dis Jesus se opdrag. Dis wat hy kom sê oor Heilige Gees. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria to the ends of the earth. Dis die heel eerste ding wat ek en jy moet verstaan rondom die Heilige Gees se koms, is om jou en my krag te gee om te getuig. Ek moet dit nou maar seker maar weer sê. Dis die eerste doel van die koms van die Heilige Gees, sodat jy krag kan kry om te getuig. Dis, daar sê, dit klink, nou asof julle hier is, asof ek nou nie met hierdie voorste rytjie praat hierso nie. Hoor hierso, luister gou mooi vir my. Dit klink nie baie glamorous nie, né? Ons hou van die whistles en die bells.
van die Heilige Gees se werking. Kyk, ons hou daarvan as jy bid en die mense val. Ja? En die groot goed gebeur, jy weet, en die spring ouens op en hardloop rond en ons hou maar moenie mis waarvoor is die vervulling met die Heilige Gees nie. Ons het nodig om met krag aangedoen te word sodat ons kan getuig. In Lukas 24 vers 46-49 sê en hy sê vir hulle: So is dit geskrywe en so moet die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af verder en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Julle het dit nodig. Kan u verstaan? Dink net gou hierso. Jesus is besig met sy disippels te praat oor sy dood en sy opstanding en die koms van die Heilige Gees. En sy hele fokus vir dit is: julle sal krag ontvang en julle moet getuig. Hoekom? Sal hy dink dis nodig dat ek en jy krag moet ontvang om te kan getuig? Jy sien, want ek en jy is te swak om dit te doen. Want by die geringste stukkie vervolging gaan ons wegdraai. Dit het Petrus agtergekom sommer nog daar vroeg. Toe die diensmeisie vir hom sê, jy's een, nie net vir hom, hy het nie eens getuig oor Jesus nie, sy het net vir hom gesê, jy's mos een van die ouens wat saam met hom loop. En hy sê, ken hom nie. Ken hom nie. Jy sien, ek en jy het Heilige Gees se krag nodig om te kan getuig. Ons het nodig om daai stuk moed en daai durf te hê. Dit maak nie saak met wie, waar of wanneer nie. Ek die vrymoedigheid sal hê om te praat oor Jesus Christus, die koning van die konings. Ons het dit nodig. So Jesus het vir sy disippels gesê, die eerste ding, die ding wat julle moet doen is, julle moet gaan wag totdat julle aangedoen is met krag, dan kan julle gaan getuig. Want as julle in julle eie krag dit gaan doen, gaan julle droog maak. Julle het die Heilige Gees se krag nodig om te kan getuig. In Acts 2:38-39 he says, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Spirit. For the promises for you and for your children and for all who are far off, everyone that the Lord calls to himself. Petrus, die amper sê ek die bangbroek, hy is bevrees en vreesbevange, hy hardloop weg, julle ken die hele verhaal. Maar toe die Heilige Gees op hom kom, toe staan hy op tussen al daardie mense. Jy sien, dis wat die krag van Heilige Gees kom doen. Hy laat jou vergeet wie jy is. En hy wys jou wie jy kan wees. Petrus het vergeet, ek is 'n visserman. Ek is nie 'n ou met baie woorde nie. Ek is nie 'n groot geleerde nie. Ek is nie wel ter sprake nie. Maar toe die Heilige Gees oor hom kom, toe maak dit nie saak nie. Jy sien, maar daar's ietsie spesiaals wat gebeur wanneer iemand die Heilige Gees van God in hom het, vervul is met die Heilige Gees en dan oor Jesus beginne praat. O ja, dis 'n baie anderste soort gesprek as iemand wat net hier vanaf praat. Jy sien, want die geesvervulde mens praat van hier af. Vanuit sy wedergebore gees, waar Heilige Gees woon. En dis 'n ander prentjie, dit lyk anderste en dit klink anderste. O ja, gewone mense sal dalk net hoor dis woorde, maar jy verstaan nie, die Gees van God sit agter hierdie woorde.
En dis daai woorde wat in jou en my kom bly en ons lewendig maak en ons help om die pad te loop. Ons moet glo dat Christus ons met die Gees wil vervul. Glo jy dit? Glo jy dit regtig dat hy wil ons vervul met die Heilige Gees? Broer en suster, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek het in my lewe gesien hoe dat die Here mense aanraak met sy krag. En in plaas van om 'n groei traject te hê wat so loop, dan hardloop hulle so. Hoekom? Want die krag van God is dan tot jou beskikking. Daar's 'n magtige iets wat in jou en binne in jou lewe gebeur. So hoekom het ons nodig om gevul te word? Ons moet gevul word ter wille van God se geestelike prioriteite. Nie myne nie, Heilige Gees sinne, God sinne, die woord sinne. Johannes 15:26 sê maar die trooster, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van waarheid wat van die Vader aangaan, sal hy van my getuig. Hy kom om ons te vertel oor Jesus Christus. Skielik, toe Petrus opstaan, toe begin hy praat oor wie? Oor Jesus Christus. En hy begin hom te verduidelik, en hy begin te praat oor hom. Hoekom? Want die Heilige Gees het hom die krag gegee om hierdie woorde te sê. Die Heilige Gees het hom die woorde gegee om te spreek. Wie van julle het al ervaar hoe dat die Heilige Gees vir jou 'n woord gee, 'n woord van kennis of 'n woord van wysheid? Hoe jy met mense in 'n doodgewone gesprek sit en skielik kom Heilige Gees en dan gee hy vir jou 'n woord, dalk 'n sin. En wanneer jy daai sin gesê het, dan besef jy alles het nou verander. Hierdie is nie net logos woorde nie, hierdie is rema. Hierdie is woorde wat van God kom. Daar's 'n ontsaglike groot verskil tussen my woorde en jou woorde en God se woorde. En ons het Heilige Gees nodig om ons te help om daai woorde uit te dra en uit te bring. Ons moet vervul word ter wille van geestelike suiwerheid. Wie van julle, ek dink ons almal, het al probeer om goeders wat in ons lewens is uitgesorteer te kry. Praat nou van sonde, sondige gedrag, of 'n karakterfout. En in al jou vermoëns kry jy dit net nie reg. Ons almal was al daar. En ons het Heilige Gees nodig om ons daarmee te help. Ons kan nie sonder die Heilige Gees wat vir ons kom help om daarin deur te breek nie. In John 16:8-11 says, when he comes, the Holy Spirit, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Die Heilige Gees kom om ons te kom oortuig. Dis hy wat vir jou sê, hierdie ding wat in jou lewe is, hoort nie hier nie. Wanneer ek en jy op 'n sekere manier optree, dis hy wat onmiddellik daar is. En onmiddellik vir jou sê, hierdie ding hoort nie in jou lewe nie. Hierdie karaktertrek is nie in lyn met God se wil en wie Jesus Christus is nie. Dit moet verander. Ons moet gevul word ter wille van geestelike krag. Ek en jy het nodig dat God se Gees en sy krag deur jou en my beweeg. Handelinge 4:13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Toe hierdie manne opstaan, gevul met die Heilige Gees en begin praat. Broers en susters, dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Die oomblik as jy toelaat dat die Gees van God vanuit jou binneste beginne werk, is jy 'n ander mens. En die belangrike ding is, wanneer ek my getuienis uitdra teenoor ander mense, dan sien hulle dit. En hulle hoor dit. En hulle beleef dit.
Want Gees van God werk saam met my, in my, deur my. So hoe kan ek met die Heilige Gees vervul word? In die eerste plek, ek moet 'n gewillige gees hê. Jy sien, iewers ter binne in my, en ek het dit nou in die begin vir julle gesê, hierdie geesmens hier binnekant, hy moet 'n honger en 'n dors wees na hom. Ons het dit Sondag gesê, die vervulling met die Heilige Gees, en ek het dit gister ook gesê, ek dink, die vervulling met die Heilige Gees is 'n gebeurtenis wat buitekant wedergeboorte staan. Nie een van ons kan wedergebore raak sonder Heilige Gees nie. En die oomblik as ek 'n kind van God is, dan woon die Heilige Gees binne in my. Maar dit beteken nie ek is vervul met die Heilige Gees, soos wat die woord van die Here ons leer. Beteken nie ek is gedoop met die Heilige Gees, soos wat die woord van die Here van my leer nie. Dis 'n gebeurtenis na wedergeboorte. Wanneer ek aangedoen word met krag uit die hoogte uit. Wanneer ek aangedoen word met die krag van God, wat in my lewe geaktiveer word, wat indeurbreek. Dis nie, ek wil hê jy moet mooi verstaan, dis nie net genoeg om te glo nie, ons moet begeer. Jy sien, waar glo ek? Waar glo ons? Ons glo hier. As ek nou vir jou, as ek nou, vat nou maar my Bybel wat nou breinkleur is, as ek nou baie goed is, jy almal kan sien, dis so 'n breinerige kleur, né? As ek nou baie goed is, dan kan ek jou dalk nou oortuig dat hierdie nie brein is nie, maar so 'n ligte pink kleur is. So wat moet ek doen om dit reg te kry? Ek moet jou denke laat verander. Jy verstaan dit? Ek moet jou oortuig, jou oë sien nie reg nie. Hierdie is pink, né? So ek moet jou oortuig, jou oë sien nie reg nie. En waar moet ek dit doen? Ek moet dit in jou brein doen. So as ek jou oortuig het dat hierdie nie brein is nie, maar 'n ligte pink is, dan gaan jy dit glo. En waar het die oortuiging plaasgevind? Hier. Dis waar ons glo, is hier, my denke. Ek het 'n leuen, en ek verander hierdie leuen, vat die lig van die waarheid, skyn dit op die leuen, en nou kom ek agter, nee, hierdie is nie die waarheid nie, en kyk, hier is die waarheid. Die lig skyn op en hy wys vir my, dis die waarheid. Dan glo ek nou die waarheid. Hoekom? Want ek het hier deur 'n proses gegaan. Maar kom ek vra vir jou, waar kom begeerte vandaan? Jy sien, die vlees, dit kan nie uit die vlees uitkom nie, want die vlees soek net sy gemak. Die siel soek net bevrediging vir homself. Dit kom vanuit jou gees uit. En vanuit jou gees moet jy vervulling met Heilige Gees begeer. Dis hoekom ek vir jou in die begin gesê het, jy moet laat hierdie geesmens wat hier binne in jou is, 'n bietjie opstaan. Wanneer ons met die bonatuurlike werk, kan ek nie net met my siel werk nie. Ek kan nie net met my vlees werk nie. Jy kan dit nie weggooi nie. Maar jy moet laat hierdie geesmens opstaan in jou binneste. Jy moet 'n gewillige gees hê, en dit gaan daaroor dat ek begeer. Jy sien, begeerte sê, ek erken, Here, ek het 'n behoefte. Nie een van julle begeer iets wat jy nie 'n behoefte na het nie. Jy begeer 'n ding, want jy wil hom hê. Is dit so? Ja, ek wil hom hê. Daarom begeer ek hom. So as daar 'n nuwe kar model op die mark kom, en hy het mooier liggies en mooier binnekant, en as jy een keer so geryk het daar binne, daai nuwe kar geryk het, dan begeer jy. Want jy wil hom hê. Jy sien, die vraag is, wil jy regtig die vervulling met Heilige Gees hê?
En begeerte sê, ek wil hom hê. Ek wil die vervulling met Heilige Gees hê. Maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe nie, maak nie saak wanneer nie, maar al wat ek weet, ek het dors. Ek het hierdie begeerte na Heilige Gees en ek begeer daarna. In Markus 5:28 lees ons van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. And she said, if I could touch even his garment. As ek net die soem van sy kleed kan aanraak. Jy sien, en sy het begeer. En wat het die begeerte veroorsaak? Sy het ingedring. Sy het mense die pad uit gedruk. Sy het die skare om haar verdruk. Julle sal onthou, toe Jesus sê, wie het aan my kleed geraak? Toe sê die disippels vir hom, Here, die mense verdring ons. Hier is oralste mense, hoe vra jy? Almal raak aan u. Sê nou, somebody touched me purposefully. 'n gefokuste begeerte. Here, dit is wat ek wil hê. Dit is wat ek wil hê. In Markus lees ons van die blinde man. En toe hy hoor dat Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het wat gedoen? Al hoe harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Jy sien, wanneer ek regtig iets begeer, soos hierdie man, ek wil sien. En die een wat my kan laat sien, die een wat dit kan doen, is besig om hier by my verby te loop. En dan gil jy, man, jy gil. En hoe meer hulle vir jou sê, bly stil, hoe meer gil jy. Hoekom? Want dis 'n intense begeerte om te sien. En wat gebeur? Jesus stop. Sê, bring hom hier. Sien. Sien. As jy 'n begeerte het, kom in daai volle begeerte na Jesus toe. Here, hier is die doper met die Heilige Gees. Ek begeer dit. Ek begeer die aanraking van God in my lewe. Ek begeer dit met my hele hart. Dis alles is hier binnekant in my. Matthew 5:6 says, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. They shall be satisfied. Jy weet, as ek nou vir die Here sê, Here, ek soek 'n nuwe kar, of ek soek 'n, jy weet, wat ook al ek soek, vleesgoeders, fisiese goeders, dan kan hy vir my gee as hy dink dit is reg. Maar wanneer ek vir hom sê ek soek Heilige Gees, dan sê hy onmiddellik dan sê ja, want hierdie is 'n belofte wat ek gemaak het, Vader gemaak het en Heilige Gees gemaak het baie jare gelede al, dat jy sal die Heilige Gees ontvang. Ek is gereed om die Heilige Gees uit te stort oor jou lewe. Jy hoef nie daaroor te wonder nie, jy hoef nie daaroor te dink nie, jy hoef nie daaroor te redeneer nie. Dis net so absoluut 100% wat hy wil doen. Nee, ons moet ons liggame oorgee wanneer ek vervul word met Heilige Gees. Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Broer en suster, ek kan nie apaties staan. Ek gaan nou weer terug na wat ek gesê het, eergister, Sondag. God kan enigiets doen op enige manier. Die Here het mense al vervul met die Heilige Gees op baie snaakse maniere. Terwyl ek na jou toe kom en vir jou sê, jy moet kom met 'n dors. Dis binne in God se vermoë om iemand wat nie dors het nie te vul. Hy is soewerein, hy kan doen net wat hy wil. Want hy weet wat hy doen.
Maar ondervinding sê vir ons dat jy moet 'n dors hê in jou hart. Die begeerte om gevul te word. Want die begeerte gaan jou laat gaan jou na. As ek dors het, dan stap ek na die kraan toe en ek gaan vat my glas en ek maak hom vol water en ek drink dit. So met ander woorde, wat moet ek doen? Ek moet my liggaam op 'n plek bring waar ek gevul kan word. Ek moet my liggaam en my siel en my gees op 'n plek sit waar jy gevul kan word. 'n plek van verootmoediging, 'n plek van gebed, 'n plek van aanbidding, 'n plek van die belewenis van die teenwoordigheid van die Here. Ek moet 'n begeerte in my hart hê en daai begeerte vat my na 'n plek toe. Dit sit my op 'n plek waar ek iets doen. Met ander woorde, ek moet myself oorgee. Jy vat nog steeds die glas en jy drink nog steeds die glas. Heilige Gees gaan nie kom en 'n tuinslang in jou mond en drink oopmaak en sê dan gaan jy nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek is in beheer van myself. Jy moet een ding verstaan, jy verloor nooit beheer oor jouself as die Heilige Gees oor jou kom of as jy gevul word met die Heilige Gees nie. Nooit verloor jy beheer nie. Dis wat demone doen. Demone neem beheer oor. Die Here werk nie op so 'n manier nie. Jy is altyd ten volle in beheer. Jy praat, jy bly stil. Niemand kan dit vir jou doen nie, niemand kan jou dwing om dit te doen nie, as Heilige Gees dwing jou nie, hy doen dit net eenvoudig so net, dis jy wat jou liggaam in aksie bring, wanneer jy vervul word met die Heilige Gees. Nou Romans 6:13 says, do not present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life. So ons moet ons hele wese aan God oorgee, liggaam, siel en gees. Wat beteken dat ek noodwendig my siel so 'n bietjie onder beheer moet kry. Hierdie denkplekkie, hierdie dingplekkie. En in geloof, wat ons gister oor gepraat het ook, in geloof toelaat dat my geesmens in my opstaan. En in geloof toelaat dat ek die belewenis van God se teenwoordigheid kan ervaar. Jy moet dit doen. Niemand gaan dit vir jou doen, niemand kan dit vir jou doen nie. En dit sluit ons tonge in. Jy moet verstaan, wanneer ek gevul word met die Heilige Gees en ek begin in 'n taal praat, dis ek wat praat. Dis nie, iets gaan nie skielik my kakebeen op en af vat en my tong laat beweeg en asem hier van binnekant af uitblaas oor my stembande nie. Ek praat. So wanneer jy gedoop word, wanneer die teenwoordigheid van God, wanneer jy hom ervaar en beleef, daardie, onthou gister het ook gesê, die strome van lewende water wat uit ons binneste vloei, daai opwelling wat ek voel in my gees, moenie dit onderdruk nie. Jy sien, hoekom onderdruk ons dit? Hoekom vat ek dit wat ek voel hier binne en ek druk dit plat? Want my siel werk nou. My siel sê vir my, hierdie is 'n onbekende ding. Is dit maar reg? Maar ek moet vir myself sê, maar gaan ek luister vir my siel of gaan ek luister vir my gees? Gaan ek toelaat dat die gees van God wat hier in my binneste is, opstaan en daai opwelling wat in my hart kom en daai wete, nie die wete, Here, hier is ek, en dalk is dit 'n woord, wat ook al, en ek begin, jy moet net begin spreek, niemand gaan dit vir jou doen nie, niemand kan dit vir jou doen nie. En baie van julle wat alreeds gevul is met die Heilige Gees, sal weet, partykeer kry jy een woord, dis waarmee jy begin, that's fine. Maar soos wat jy dit beoefen, sal jou taal verbeter en vermeerder. Sommige kry meer as een woord. Maar jy begin net, jy moet net begin om dit te sê, om daai woord uit te spreek. So jy moet jou tong oorgee aan jou geesmens en toelaat dat jou geesmens begin praat deur jou, soos wat die Heilige Gees aan jou gee. Jy sien, ons voorsien die instrumente. En wat is die instrumente? My liggaam, my mond, my woorde, my vermoë om te praat, met ander woorde. Heilige Gees voorsien die krag.
Heilige Gees is die invulling. So hy vul my met krag en dis uit dit wat die strome van lewende waters deur my binneste sal vloei. Die disippels wat in tale gepraat het, was die gevolg van hulle vervuldheid met die Heilige Gees, nie die doel daarvan nie. En dit het ek net nou vir julle gesê. Dis nie die einddoel nie, maar dit gaan volg. En ons sal by die laaste sessie sal ek meer praat oor tale, net bietjie iets daaroor sê. Oor wat is die verskil tussen die disippels se taal wat daar was en die taal wat ons kry wanneer ons gevul word met die Heilige Gees. Nou ek gaan net so 'n paar goedjies daaroor sê die laaste dag. So die doel was om Jesus te verheerlik en 'n effektiewe getuie te wees. Wat het die disippels gedoen terwyl hulle daar staan en al die mense hulle hoor praat in verskillende tale? Wat het hulle gesê? Waarmee was hulle besig? Hulle was besig om God groot te maak. Nou nie een van ons weet wat dit is wat ons sê wanneer ons in 'n taal praat nie. Dis wat die woord van die Here ons leer daaroor. So ek weet nie of ek besig is om God te verheerlik, as ek net besig om te bid oor iets wat vir die Here belangrik is, wat my geesmens weet daaroor gebid moet word. Heilige Gees sê hy verstaan die hart van God en hy verstaan die hart van die mens en hy bid ooreenkomstig God se wil vir ons, deur ons. So dit kan net 'n gebed wees. Maar dit maak nie saak nie, want dis nie waar dit gaan nie. Jy sien, wanneer ek met my kop werk, probeer ek dit uitsorteer. Moenie net met jou kop probeer uitsorteer nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Want dis nie waarvoor die gawes van die Gees daar is nie. Ek sê weer, en ek gaan net weer terug na die begin toe. Ek en jy, kind van God, in ons belewenis met God, moet ons leer om hierdie koppietjie van ons onder beheer te kry. Party van ons nog meer as ander, want jy's 'n logiese mens. Jy's 'n beredeneerde mens, jy's nie 'n mens wat vanuit jou emosies leef nie. Jy leef vanuit jou denke. Alles moet vir jou sin maak. Maar jy moet maar leer hoe om te sê, koppietjie, staan nou net vir 'n oombliekie stil. En nou op met jou woer hier binne in my. Ek wil toelaat dat Heilige Gees hier van binne af my bedien. Ek gaan toelaat dat my geesmens, daai plekkie waar Heilige Gees met my praat, dat hy so 'n bietjie opstaan hier binne in my. Ek en jy kan God beleef, ons kan God beleef met ons vlees. Die disippels het hom beleef met die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het vlamme gesien. Hulle het wind gehoor en gevoel op hulle liggame. Sommige kere, dit het al met my gebeur, dat die Gees van die Here so teenwoordig is dat ek nie kan bly staan nie. Ek het nie die vermoë om te staan nie. Dat jy net op die grond neerval. Ek wil, dis al wat daar's niets anders nie. En dis wat jy voel in jou vlees. Ons het die vermoë om God te beleef in ons siege, in ons siel, in ons emosies. En natuurlik raak ons emosioneel. Want God kan nie. Jy sien, ons is 3, liggaam, siel en gees. So wanneer God teenwoordig raak, word alles geraak. Maar die belangrike ding is net, ek moet net die koppietjie, die denkdeel, vir hom net sê, hey, raak net bietjie rustig. Jy is nie nou in beheer nie. I trust my God fully. Jy kan niks anderster as Heilige Gees ontvang wanneer jy vra vir Heilige Gees. Jy kan niks anders ontvang nie. Ons het gister na daai teksversie verwys waar hy sê, as julle wat aardsouers is, dan weet hoe om goeie goeders te doen vir julle kinders. Hoeveel te meer sal ons hemelse Vader
die Heilige Gees gee vir die wat hom bid. Jy hoef nie bang te wees. Iets anders gaan oor jou kom kruip nie. Dit werk net nie so nie. Maar jy kan God vertrou. Kan ek en jy Vader vertrou? 100%. 100%. So, as ek nou vir jou sê, en ek gaan nou afsluit, as ek nou vir jou sê, om jou siel net so 'n bietjie eenkant so beteken nou nie, jy raak op 'n trip of 'n ding nie. Ja, dit gaan. Jou brein bly werk, jy kan nie ding afskakel nie, en as jy afgeskakel is, dan staan jy nie meer. Maar jy moet toelaat dat jou gees kan opstaan. En dat God se gees vanuit jou binneste kan begin beweeg. Want dis waar ons hom beleef.